welkom terug. Merang is 'n splinternuwe digbundel versameling van 182 ongepubliseerde Afrikaanse gedigte deur 88 digters. En ek gesels nou met die samestellers van die bundel, Neil Cochrane en Alwyn Roux van Unisa se departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap. Baie welkom julle. Baie dankie. Dankie Elsa. Kyk, dit is nou iets wat my baie na in die hart lê en dis gedigte en digbundels. So ek gaan hierdie so lank na jou toe skuif want jy gaan later vir ons so ietsie voorlees. Maar waar het die idee vir hierdie digbundel ontstaan? Dit het eintlik is 'n opdrag van Naledi Uitgewers verlede jaar. Ja. Soos julle seker weet, hierdie jaar is die 100-jarige herdenkingsjaar van Afrikaans se amptelike status. Ja. So dit is 'n belangrike bakenjaar en ons het ook gedink dit is natuurlik 'n goeie jaar om die Afrikaanse poësie te vier. En dis ook hoekom ons die titel gekies het, Merang, wat woord is uit die Kaapse Moslem Afrikaans, wat beteken feesviering of fees. So dit uiteindelik word dit dan ook eintlik 'n fees van die Afrikaanse poësie. Ek hou baie daarvan en ek koop hierdie kopie is myne, maar ons laat dit vir eers net daar. Hoekom het julle juist besluit om ongepubliseerde gedigte hiervoor te kies? Ek dink dis een van die sterkpunte van Merang is dat daar ons het byvoorbeeld Hertzogpryswenners, byvoorbeeld Johan de Lange wat een gepubliseer het, baie sterk stemme wat na vore kom in die bundel, Charles Piernaudet, Marlies, Joubert, Johan Lodewyk Maree, maar langs aan dit het ons ook debuutdigters wat hulle eerste bundels al gepubliseer het, maar ook digters wat nog ongepubliseer is. So dit is 'n geval van verskillende stemme wat mekaar eintlik verryk. Ons het ons het besluit om bloot te gaan op literêre gehalte. Dit was maar die enigste maatstaf wat ons gebruik het in die keuse van die uiteindelike gedigte wat ons opgeneem het. Nou jy het nou so 'n bietjie verwys na die titel Merang, maar het daar iets spesifiek gebeur? Was daar 'n gesprek gewees wat plaasgevind het wat julle laat besluit het op hierdie spesifieke titel? Ek dink wat belangrik is bewusmaking. Ek dink so baie mense het miskien partykeer ken nie die ryk geskiedenis van Afrikaans en veral van Afrikaanse ryk wortels nie. En ek dink deur die feit dat ons hierdie woord gebruik het, dui op bewusmaking, want dit is miskien nie vir almal so bekende woord nie. So onmiddellik trek dit die aandag en dan kan 'n mens 'n gesprek begin net op grond van die titel. So ja, ek dink dit is belangrik om te besef dat Afrikaans ryk wortels het en ook dieselfde geld vir Afrikaanse poësie. En natuurlik gaan dit nie net oor standaard Afrikaans nie. Afrikaanse amptelike status is natuurlik 100 jaar oud, maar Afrikaans is veel ouer as dit. Afrikaans gaan terug na die Nederlanders wat kontak gemaak het hier met die inheemse bevolking van Suid-Afrika, die Khoi en die San, mense wat aan die Kaap gebly het, Kaapse Afrikaans wat daar uit ontwikkel het. En dan natuurlik het ons Oosgrens Afrikaans en die meer Kaapse Afrikaans wat ontwikkel het, die Griekwa Afrikaans. So Afrikaans het so baie variëteite en ons het eintlik hier is eintlik 'n stellinginname wat ons neem om te sien dit gaan nie net oor standaard Afrikaans nie, maar dit is baie meer inklusiewe dit gaan terug na die ryk wortels van Afrikaans. Dit is ja. Hoe het julle die debuutskrywers genader en op hulle besluit? Ons het die projek verlede jaar begin omtrent hierdie tyd. So ons het persverklaringe uitgereik. Ons het ook spesifieke digters individueel genader. En eintlik ons het wat vir ons belangrik was, ons het van die begin af vrye teels gegee aan digters of voornemende digters. So geen beperkings in terme van tematiek, styl, toonaard nie. Want ons glo dat sodra jy beperkings begin stel, dan ek beskou dit as 'n demper, jy weet, dit plaas 'n demper op kreatiwiteit. En ja, so ek dink dis natuurlik 'n waagstuk, want jy weet nooit wat gaan jy kry nie. Natuurlijk. Maar ons was baie gelukkig in die sin dat ons omtrent meer as 400 inskrywings of voorleggings gehad het om uit te kies. So weet mense dig en die digkuns bly gewil. Voorheen was daar 'n platform gewees, nuwe stemme. Ek dink dit het tot by nommer 6 gegaan, maar ek dink 2017 was die laaste uitgawe van nuwe stemme gewees. So wat eintlik 'n plek
ruimte ontstaan vir 'n publikasie wat nuwe digters in Afrikaans publiseer en ek dink Marang vertolk nou daai funksie. Dit is eintlik 'n mooi foto van waar Afrikaans nou staan. Juist omdat ons geen riglyne gestel het baie voorskrifklik was nie. En dan is regtig mooi gedigte en dit baie verskillende temas. Dit gaan oor die taal, die eerste afdeling gaan oor taal, dan is daar oor die liefde, landskap, omgewing, sosio-politiese kwessies, tegnologie. Dis 'n baie sterk, baie groot reikwyte. Ek dink dis regtig 'n pragtige bundel en soos mense kan sien ook dit beklemtoon feesviering. Daar's iets van 'n uitnodiging hierso van. En ek stem heeltemal saam met jou en ek wil vir 'n oomblik stil staan ook by die voorblad want dis iets wat dit staan net dadelik uit. Iets wat vir my ook uitstaan na aanleiding van hierdie gesprek is die feit dat diversiteit 'n belangrike uitgangspunt is. So ek meen wanneer 'n mens fokus op so 'n kwessie, hoe het julle dit prakties in die samestelling van die bundel geïnkorporeer en seker gemaak dit kom so sterk na vore? Ek dink weer eens die kwaliteit van die uiteindelike produk word alleenlik bepaal deur die voorleggings wat jy kry. Ja. Maar ek dink miskien ook natuurlik van sommige digters en jy benader hulle individueel ook. So ek dink die term diversiteit is ook 'n problematiese term want verskillende mense heg verskillende betekenisse daaraan. Op die einde van die dag moet dit gaan oor die kwaliteit van die verse. En sonder om mense, jy weet, noodwendig te etiketeer as so of so. So ek dink nie dit is meer 'n organiese proses as wat dit 'n doelbewuste, jy weet, strategie noodwendig is. Natuurlik en ek wil baie graag uitkom by miskien so een of twee van hierdie gedigte. Ek sien daar is boekmerke daarin. Ja. So gaan jy vir ons so 'n stukkie voorlees? Ek sal, ja. Asseblief. Ek dink eerste een wat ek wil lees is kom uit die afdeling van taal en dit is 'n gedig deur Lynvia Julius en is geskryf, die titel is vir Aria, gebore 26 Maart 2024. Jou eerste woord was gesê in Afrikaans, my hart had met kokerbome gedans, want 'n kokerboom het ons taal gebaar, in jy slaapsaans in Nama Afrikaans. Vanaand skop die maan bol op jou stoep, ek hoor die sterre jou naampie roep, my reënboogbaba meisiekind, hoor hoe sing die wind met haar bors vol kroep. Die watermeid lag uit die Gariep-rivier, my breinoog kindjie, sy is nou hier, in die Noord-Kaap lê engel jou neer, 'n Namagoa lied van die lier. Ja, dis mooi. Dit is pragtig. Ja, en die gedig is natuurlik 'n samevoeging tussen die variëteite van Afrikaans waaroor ons gepraat het. Grieko-Afrikaans, Standaard Afrikaans en Kaapse Afrikaans. So ja, so die hele kwessie rakende dialek is ook 'n of vertolk 'n prominente rol. Het voel vir my of ek vandag sukkel met my Afrikaanse woorde, weet jy wat aangaan nie. Wil jy vir ons nog 'n gedig voorlees? Ja, hoekom nie? Ek sien maar net al die boekmerke, so ek meen terwyl ons nou tyd het, hoekom nie? Ek moes tog voorberei. So, nog 'n gedig wat gaan oor taal. Ek bly nou maar by die eerste afdeling. Is Bibi Slipper se gedig HAT, pagina 1068, 1068. Okay. Soveel lewe tussen lemmas, soveel wêreld in die tapseltjie taal tussen tapioca en tatoeëer. Onderweg teen die blad af met woorde langs, van die meel tot by die merk is alles aan die gang. Geweef, gesaag, geskink, gedrink, gegroet geraak, geweeg en genoeg gevind. Soveel dae, soveel dinge tussen nagereg en naald, tapier, tapsaag, tarot, tas, treurmars, trappe, kind, 'n lang en skraal lyf, 'n huurmotor, 'n flitslig, 'n gevoel. Wilde voëls, eiers, atjar en asyn, wol en weer en koffers, koring, rook en wyn, matte en fabrieke, tamboeryne en die see, 'n baba, 'n buideldier, 'n blinde en 'n rib, danswoede, begrafnis, dik swaar stof, leerware en leuns, huidselle en senuwees, spinnekop, Durban, slurp, stryd, voorspelling en soldate, elektrisiteit,
tussen lemmas soveel rou materiaal. Die werk is om die wortelknoltaal tot maniokmeel te maal, waarvan elkeen sin na eie smaak kan maak, om die perkament van vel te prik met 'n naald vol ink of klank en 'n beeld daarin te brand, wat permanent beteken. Dalk op die bors, 'n hart of vlam, of teen die bult van die boarm, die oudste oerwoord, mamma. Nog 'n mooi een. Ek meen, ek weet nie, dit voel vir my mooi is nie die regte woord om dit op te som nie, maar dit is so treffend. Ja. En daar was 'n heerlike tee-alliterasie ook in 'n stadium gewees. Waar is hierdie digbundel beskikbaar? Dit is beskikbaar op Naledi se webwerf, so aanlyn aankope. En ek is seker daarvan sal binnekort ook by jou naaste goeie boekhandelaar beskikbaar wees. Ons hoop so, ja. En ja. Naledi se webblad is naledi.co.za en die bestellings kan daar geplaas word. Net so ter afsluiting, ons het 'n paar sekondes oor, maar waarom sou julle enige iemand wat nou ingeskakel is motiveer om hierdie digbundel in die hande te kry? Ek dink daar bestaan soveel wanpersepsies oor poesie en dat poesie moeilik is of ontoeganklik is. En ek dink hierdie bundel bewys dat poesie vir alle mense bedoel is en nie net vir 'n uitgeleese groepie mense nie. Ja. Kan ek ook afsluit met een aanhaling? 10 sekondes. Marang nooi die leser uit om aan te sit by die maal van 'n geurende kosmopolitiese hibridiese poësie predie. En dit sê Karen de Wet. Dankie dat julle kom kuier het. Ons gaan definitief 'n plan maak om die digbundel in die hande te kry en jammer dat ek jou so moes aanjag, maar vandag is omtrent 'n dag vol kultuur en vermaak. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons met die sanger WG Nel.